Hallo julle en baie welkom by vandag se kleingroeples. Ons is besig met die tema gemaak om soos Jesus te wees, wat deur Gys gepreek is op die 18de Augustus. Nou ek wil jou vra, het jy al ooit gewonder, wat op aarde maak ek op aarde? Wat op aarde maak ek op aarde? Nou meestal van ons het al gewonder oor ons doel op aarde. Meeste van ons het al gewonder oor watter funksie moet ek vervul. Nou as Christen het ons die geleentheid om na ons Skepper toe te gaan en hom te gaan vra wat sy wil is vir ons lewens. Die Bybel is baie duidelik oor God se wil oor ons lewens. Op 2 verskillende geleenthede maak Paulus God se wil vir ons lewens baie duidelik en ek lees vir ons in Galasiërs 4 vanaf vers 19. My kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry. Ek lees ook Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore gekies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Nou die kernboodskap in hierdie 2 verse is baie eenvoudig. Ons is gemaak om soos Jesus te wees. God se doel vir ons lewens is dat ek en jy meer en meer soos Jesus begin lyk. En die proses wat moet plaasvind vir my en vir jou om meer en meer soos Jesus te begin lyk, is die proses heiligmaking. Nou baie kere word heiligmaking en verlossing verwar met mekaar. Maar die verskil tussen die 2 is soos volg. Verlossing is iets wat onmiddellik gebeur en is net moontlik deur die Here. Verlossing is wanneer ons van ons sondes verlos word. Dis iets wat ons ontvang die oomblik wat ons glo in dit wat Jesus Christus vir ons op die kruis gedoen het. So verlossing van sondes is iets wat ons kry die oomblik wat ons glo in dit wat Jesus op die kruis gedoen het. Verlossing beteken ons word vrygemaak van die straf wat gepaard gaan met ons sondes. Heiligmaking aan die ander kant is iets wat oor 'n tydperk plaasvind. Heiligmaking is ook 'n gesamentlike poging tussen God en mens om die persoon dan heilig te maak. En dit is juis hierdie heiligmaking wat plaasvind binne ons, dat ons meer en meer soos Jesus moet lyk. Nou die proses vir heiligmaking vind plaas wanneer ons Jesus se leefstyl en sy denkwyse so naby dophou dat dit deel van ons eie lewens word. So, heiligmaking vind plaas wanneer ons Jesus se leefstyl, hoe hy dinge doen op aarde, en sy denkwyses, hoe hy dink oor sekere situasies, so naby dophou, dat dit deel word van ons eie lewens. Nou ons sien hierdie proses plaasvind in Jesus se disippels raak. Toe Jesus sy disippels gekies het hulle gekies vir 'n goeie rede. Ek lees vir ons hierso in Markus 3 vanaf vers 13. Jesus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou hê, nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12, wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Die Afrikaans 20 vertaling sê, sodat hulle saam met hom kon wees. So Jesus het hierdie 12 gekies, sodat hulle naby hom kan wees. Hoekom? Sodat hulle van hom kan leer, dat hulle sy leefstyl en sy denkwyses so naby as moontlik kan dophou. So die term disipel verwys na 'n leerling wat 'n spesifieke mentor of leier volg. So naby, hierdie mentor of leier was genoem rabbi, wat beteken leermeester. En hierdie leermeester was dan so naby
gevolg dat sy denkwyses en leefstyl soos hulle sinne word. Daar's hierdie ou gesegde wat die volgende gesê het. Dit sê, may you follow so closely that you will be covered in the dust of your rabbi. Nou hierdie gesegde was gegee vir die leerlinge, die disippels, om vir hulle te wys hoe naby hulle aan hulle mentors of hulle leermeester moet loop. Dat wanneer hulle leermeester loop, die stof wat van hulle skoene afkom of van hulle sandale afkom, moet op die disippels val. Dis hoe naby hulle aan hierdie man moet lewe. Nou, hierdie gesegde is net so belangrik in my en jou lewe vandag nog. Hoe nader ek en jy aan Jesus lewe, hoe meer gaan die heiligmaking proses binne ons plaasvind. Hoe verder af van die Here ons lewe, hoe minder gaan ons die heiligheid van die Here in ons lewens ervaar. So dis baie eenvoudig. Hoe nader ons aan die Here lewe, hoe meer gaan die heiligmaking proses plaasvind. Hoe verder ons van die Here af lewe, hoe minder gaan ons die heiligheid van die Here in ons lewens ervaar. Nou, omdat nabyheid aan Jesus so belangrik is vir ons Christelike lewenswandel, is dit natuurlik 'n belangrike punt vir die vyand om sy bes te probeer om ons so ver van Jesus se leefstyl af te kry as moontlik. Die vraag is dan, wat is die dinge wat maak dat ons op 'n afstand volg? En dit is juis wat die vyand wil regkry binne my en jou lewe. Hy wil hê ons moet wegdryf van Jesus Christus af. En hy doen dit deur verskillende maniere. Die heel eerste manier is stelselmatige verslapping. Ons as mense kan baie gemaklik raak met ons lewensroetines. Ons sal gereeld kerk toe kom en dan mis ons dalk een keer en dan raak ons gemaklik met die feit dat ons een keer gemis het, want ons kon dalk 'n bietjie langer in die bed gelê het of ons kon bietjie meer dinge gedoen het op 'n Sondag voordat die week begin. En omdat ons gemaklik geraak het met dit, is dit dan oukei om dit die volgende keer weer te doen. En as ons weer kyk, mis ons al 2 Sondae. As ons weer kyk, kom ons glad nie meer nie. Dit kan wees met kerk bywoon, dit kan wees met Bybel lees, dit kan wees met stilte tyd, dit kan wees met gebed, dit kan wees met enigiets. Maar stelselmatige verslapping is 'n realiteit in elkeen van ons se lewens. En as ons nie intentioneel gaan wees daaroor nie, gaan ons 'n slagoffer val vir hierdie ene. 'n ander ene is ander verhoudings. Nou, ons as mense is gemaak vir verhoudings. Inteendeel, die Here sê in die begin, dit is nie goed vir mens om alleen te wees nie. Want hy het ons gemaak om deel te wees van 'n gemeenskap. Maar daar is ook 'n fyn lyn. Want ons kan ander verhoudings so hoog ag, dat ons verhouding met die Here besig is om in te doen. En dit is natuurlik nie wat die Here wil hê nie. Maar die vyand sal 'n vers kry, wat ons kry om te regverdig hoekom ons besig is om ander mense meer van ons tyd te gee as God. So, pas op dat jy 'n slagoffer is van hierdie aspek. Pas op dat jy dalk vir jou vrou of vir jou man, vir jou werk, dalk vir die mense by die werk, dalk vir vriende, meer tyd gee as wat jy vir die Here gee. En dan 'n laaste punt is belangstellings. Ons hou baie van 'n klomp verskillende dinge. Ons is verskillende mense, ons het 'n klomp uitleefgroepe hierso by die kerk waar ons verskillende belangstellings geniet. Maar dit moet nooit ten koste wees van ons tyd met die Here nie. Ek kan onthou, 'n vriend het vir my gesê, toe Driekus geveg het teen sy opponent, was dit so vroeg op 'n Sondagoggend gewees. En op pad kerk toe sien hy hoe die kuierplekke vol is. Die parkeerplekke is vol. En hy sê dit is snaaks vir hom, want baie kere sal daai selfde mense sê, dis moeilik om op 'n Sondag so vroeg kerk toe te gaan. Maar wanneer daar iets aan is waarmee hulle meer belangstelling in het, dan sal hulle tyd maak daarvoor. Hulle sal plan maak om daar te wees.
En dit is presies wat die vyand wil hê. Want as ons meer genot daarin vind om tyd te maak vir ander belangstellings as met die Here, dan gaan ons op 'n afstand van hom af lewe. En hoe verder ons van die Here af is, hoe minder gaan ons sy heiligheid in ons lewens ervaar. Maar, wat dan? As ons beleef, ons is dalk slagoffers van daardie 3 punte, wat kan ons doen? Wel, die vraag is, hoe kan ek dan meer by hom wees? Hoe kan ek dan meer by Jesus wees? Wel, ek het vir julle 'n paar punte hierso, en ek wil graag vir julle 4 noem. Die heel eerste een is, gereelde geestelike gewoontes. Nou, daar's iemand wat sê, gewoontes eet wilskrag op vir oggendete. En wat hy daarby bedoel is dat jou wilskrag om ietsie te doen is nie sterk genoeg om jou gewoontes oor te vat nie. Jy kan net 'n gewoonte stop deur om dit te vervang met iets anderste. Het jy gereelde geestelike gewoontes in jou lewe? As jy nie het nie, dit vat net 'n keuse om te kies om intentioneel 'n stelsel in plek te sit om my te help nuwe gewoontes te genereer. Maar wat kry ons nader aan die Here? Wel, as ek gereeld geestelike oefeninge laat plaasvind in my lewe, gaan ek meer begin dink soos Jesus. As ek besig is met stilte tyd en ek lees die woord van die Here, gaan ek dan sien hoe Jesus gedink het, hoe Jesus gereageer het in sekere situasies. En wanneer ek dit raak sien, kan ek dieselfde manier reageer in dieselfde situasies. In tye toe vriende van Jesus oorlede is, in tye toe mense hom probeer oortuig het van die verkeerde dinge, toe die vyand hom aangeval het, toe hy sy hart swaar was, toe dit moeilik gegaan het met hom, in tye waar mense hom wou beskuldig vir goed wat hy nie eers skuldig van was nie. Hoe Jesus gereageer het, is hoe ek en jy kan reageer. Gereelde geestelike oefeninge help my en jou om te dink en doen soos Jesus doen. 'n volgende punt is, ontdek hom in jou alledaagse. Hoekom? Want die meer ons Jesus deel maak van elke liewe situasie en aspek van ons lewe, die meer gaan ons sy teenwoordigheid ervaar en daai teenwoordigheid gaan ons aanspreeklik hou. Daardie teenwoordigheid gaan ons bemoedig en help om die regte ding te doen op die regte tyd. So hoe kan ek hom deel maak van my alledaagse lewe? Wel, is eintlik baie eenvoudig. Is weer eens 'n keuse. In plaas van om te dink aan hoe swaar dit is om vanoggend op te staan en te gaan, ek moet nou weer gaan werk, prys die Here vir 'n werk. In plaas van om te kerm oor die feit dat jy in verkeer moet vassit en te kerm oor die feit dat dit nou so baie van jou tyd steel, prys die Here dat jy 'n voertuig het. Prys die Here dat jy in die verkeer kan vassit op pad ergens heen. En ek weet, jy sê dalk nou vir my, Greiling, jy is hopeloos te positief vir my. Ek weet, want niemand hou daarvan om in verkeer vas te sit nie. Nie as jy daardie perspektief het nie, ja. Maar as jy God deel maak van elke liewe oomblik van jou lewe, kan jy ook in verkeer sy naam verheerlik, sy naam prys, want alle eer kom hom toe. Ek wil jou bemoedig, verander jou perspektief. Dit het die wêreld vir my beteken, toe ek begin ophou krities fokus op alles, en begin fokus op dit wat Jesus wil hê. Nou so 'n mooi vers, wat Paulus vir ons gee. Vat elke liewe gedagte gevangene, en maak dit gehoorsaam aan die Here Jesus Christus. So voordat jy negatief dink, gryp daai negatiewe gedagte by die kraag en sê vir my, kom ek vat jou na die Here toe, en ek hoor wat hy te sê. 'n volgende punt is samekomste van die gemeente bywoon. Yes, hierdie is so belangrik. Ons is eintlik so fragile. Ons is afhanklik van mense, want hulle beïnvloed ons. Ons is beïnvloedbare mense. Ons het nodig om mense om ons te hê wat dieselfde geloofsoortuiging het as ons. Want wanneer ons in die teenwoordigheid is van mense wat dieselfde geloof het as ons, bemoedig hulle ons. Hulle gee vir ons om. Hulle help ons. Hulle ondersteun ons.
En die wonderlike ding van dit is wanneer ons nie eensaam voel in hierdie groot chaotiese wêreld nie, help dit ons om aanhou te veg, die goeie geveg te veg. Ek wil jou bemoedig om deel te word van die gemeente en gereeld by 'n plek te kom waar jy mense het wat jou kan ondersteun wanneer jy deur moeilike tye gaan. En dan laastens, om meer te dien. Om dit wat Jesus gedoen het op aarde deel te maak van jou lewenstyl, om mense te dien, is 'n wonderlike manier hoe jy die teenwoordigheid van die Here in jou lewe gaan vind. Ek kon onthou daar was 'n geleentheid gewees waar my vriend my gevra het om hom te help om die katkesante te lei met insig en wysheid. En het so ver buite my, soos die Engelse man sê, pay grade gevoel. Ek het so ongekwalifiseerd gevoel vir die oomblik om katkesante te bedien met die insig van die woord. Dit was ver bo my vuurmaakplek. Maar voor ek myself kon vind, het ek gesê ja, want ek was so opgewonde om die Here te dien en gehoorsaam te wees. En die Here het so deur my gewerk in daardie jaar. Dit was wonderlik. Dit het amper meer vir my gedoen as wat dit vir die katkesante gedoen het. En ek was so opgewonde en so bevoorreg om te sien wat God kan doen met gruiling, al weet hy nie beter nie. Hy moes net gehoorsaam wees, hy moes net vertrou het. En as God dit met my kan doen, kan hy dit met jou doen. Jy beleef die teenwoordigheid van God wanneer jy dien, soveel meer as enigiets anders. So ek wil jou bemoedig om hierdie 4 punte te vat. Maak 'n deel van jou lewe, want hoe nader jy aan die Here is, sy denkwyses en sy leefstyl dophou, hoe meer is die heiligmaking proses deel van jou lewe, en hoe meer lyk jy dan soos Jesus. Maar hoe verder jy van hom af bly, hoe minder ervaar jy sy teenwoordigheid, hoe minder ervaar jy sy heiligheid. Met dit in gedagte, kom ons gaan bespreek die vraag, kom ons praat lekker daaroor, en mag die Here julle seën met die nodige insig en wysheid. Tot volgende keer, totsiens.